Die boodskap, Exodus hoofstuk 16. Die volk kla oor kos. Op die 15de dag van die tweede maand nadat hulle uit Egipte weg is, het die Israeliete van Elim af in die Sinwoestyn aangekom. Dit is tussen Elim en Sinai. Daar het hulle by Moses en Aaron oor die min kos kom kla. Die Here kon ons maar liewer in Egipte laat doodgaan het. Toe ons daar gebly het, was daar ten minste oorgenoeg kos om te eet. Julle het ons hiernatoe gebring om van die honger dood te gaan. Die Here sê toe vir Moses: Ek gaan vir julle kos van bo af gee. Die volk moet dit elke dag bymekaar maak. Dit sal vir my wys of hulle bereid is om te leef soos ek wil hê. Hulle moet gereed maak om elke keer op die 6de dag 2 keer meer huis toe te bring as wat hulle normaalweg elke dag bymekaar maak. Die Here sal vir hulle kos gee. Hoekom kom staan julle by ons en kla? Het Moses en Aaron toe vir die Israeliete gevra. Julle sal teen môre besef dat dit die Here self is wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Hy sal vir julle wys hoe groot hy is. Hy het gehoor hoe julle oor hom kla. Moses het vir hulle gesê: Dit is eintlik nie oor ons dat julle kla nie. Julle kla oor die Here. Wanneer die Here vir julle vanaand vleis gee om te eet en môreoggend brood dat julle versadig kan word, moet julle besef dat die Here julle hoor kla het en dat hy dit beskou as 'n aanklag teen hom. Moses het vir Aaron gesê om almal bymekaar te maak om voor die Here te kom. Die Here het gehoor hoe hulle oor hom kla. Terwyl Aaron nog met hulle praat, het hulle in die rigting van die woestyn gekyk. Daar het hulle die Here se grootheid gesien. Dit het gelyk soos 'n helder lig wat binne in 'n wolk skyn. Brood en vleis. Die Here het weer vir Moses gesê: Ek het die Israeliete se gekla gehoor. Sê tog vir hulle, teen vanaand se kant sal julle vleis hê om te eet. Julle sal môreoggend versadig eet aan die brood. Julle sal dan besef dat ek, die Here, julle God is wat self vir julle sorg. Teen die aand se kant het daar swerms voeltjies aangevlieg gekom. Hulle het op die grond gaan sit, die hele kamp vol. Die volgende oggend het daar reg rondom die kamp dou op die grond gelê. Toe die dou verdamp, het daar op die grond 'n dun laagie vlokkies gelê wat soos ryp gelyk het. Die Israeliete het nie geweet wat dit was nie. Hulle het vir mekaar gevra: Wat is dit? Moses sê toe vir hulle: Dit is die brood wat die Here vir julle gegee het om te eet. Dis hiervan dat die Here gesê het julle soveel bymekaar moet maak as wat elkeen dit nodig het. Julle moet elke dag vir elke persoon in julle tent 2 kilogram daarvan optel. Die Israeliete het toe so gemaak. Die een het minder en die ander een weer meer daarvan opgetel. Dit was net mooi genoeg vir elke dag. Die wat baie opgetel het, het nie veel gehad nie. Daar was ook nie te min vir die wat minder opgetel het nie. Daar was elke dag net mooi genoeg vir elkeen om te eet. Moses het toe ook vir hulle gesê: Julle mag nie iets vir die volgende dag laat oorbly nie. Daar was ongelukkig mense wat nie na Moses geluister het nie. Hulle het daarvan tot die volgende oggend laat oorbly. Daar het toe goggas aangekom en dit het sleg geruik. Moses het vies geword vir hulle. Hulle het elke oggend vroeg gegaan en bymekaar gemaak wat hulle nodig gehad het. Wanneer die son later op die grond begin bak, het alles wat nie opgetel is nie weggesmelt. Die 7de dag. Op die 6de dag moes hulle dubbel soveel as gewoonlik bymekaar maak, 4 kilogram vir elkeen. Die leiers het vir Moses kom vra of dit reg is. Hy het vir hulle gesê: Dit is soos die Here gesê het ons moet maak. Môre is die Here se dag waarop ons moet rus. Julle moet reeds vandag gaar maak wat julle vir môre nodig gaan hê. Bak vandag wat julle wil bak en kook wat julle wil kook. Wat te veel is vir vandag, moet julle regsit om môre op die rusdag te eet. Hulle het gemaak soos Moses gesê het hulle moet maak. Hulle het dit vir die 7de dag gebeere. Dit het glad nie sleg geword nie. Daar het ook nie goggas ingekom nie. Moses het vir hulle gesê: Julle kan dit gerus maar vandag eet, want dit is vandag die Here se rusdag. Julle sal nie vandag enige iets in die veld kry om op te tel nie. Julle moet 6 dae lank elke dag daarvan gaan optel. Die 7de dag is die Here se rusdag. Julle sal dan niks daar kry nie. Daar was nogtans mense wat op die 7de dag uitgegaan het om kos bymekaar te gaan maak. Daar was egter niks om op te tel nie. Die Here het toe vir Moses gevra: Hoe lank gaan julle nog aanhou weier om te doen wat ek van julle vra? Julle kan mos sien dat ek van die rusdag onthou en op die 6de dag sorg dat daar genoeg kos is vir die volgende 2 dae. Op die rusdag moet elkeen by sy huis bly. Hy moet nie nog op die 7de dag van sy tent af weggaan om kos te gaan soek nie.
So het die volk dan op die 7de dag gerus. Die Israeliete het hierdie brood manna, dit beteken wat is dit die genoem. Dit was wit soos koriandersaad en het gesmaak soos iets met heuning in. Manna word vir die nageslag bewaar. Moses het ook gesê, die Here het gesê ons moet 2 kilogram manna vir die nageslag bewaar. Hulle moet sien wat so soort kos die Here vir die Israeliete in die woestyn gegee het om te eet. Moses het vir Aaron die werk gegee om 2 kilogram manna in 'n kleipot te sit. Hy moes dit voor die Here gaan neersit om dit vir die nageslag te bewaar. Soos die Here Moses beveel het, het Aaron dit later in die ark bewaar, waarin die bewys van Israel se ooreenkoms met die Here gehou is. Die Israeliete het vir die volgende 40 jaar manna geëet. Dit was hulle kos totdat hulle in Kanaan aangekom het, waar hulle kon plant en oes. 'n kilogram was 'n tiende van die eva gewigseenheid.